bij die kruis, die fontein van leven, waar daar vloeit allemaal rein van zijn levensdeel. En die kruis zal ik erom vereeuwigen, tot mijn ziel daar zal rust, waar ons eeuwig leven. Bij die kruis heeft ik gebied, daar red mij zijn liefde, en daar schijnt die ware ster, heerlijk in mijn leven. Ja, en die kruis zal ik erom vereeuwigen, tot mijn ziel ook daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Daar die kruis, o Lam van God, hou zijn glorie, ja, voor mij. Laat mij leven elke dag met zijn schaduw over mij. Ja, en die kruis zal ik erom vereeuwigen, tot mijn ziel ook daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Op die kruis moet ik voortaan vast vertrouwen en streven, tot ik op die hemelstrand jij in eeuwig leven. Ja, en die kruis zal ik erom vereeuwigen, tot mijn ziel ook daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Nou, en die kruis zal ons roem vereeuwigen, tot mijn ziel ook daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Ja, en die kruis zal ons roem vereeuwigen. Ja, tot ons ziel ook daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Halleluja. Prijs die Heer, halleluja. Hij zit mijn last laat verdwijnen.
kruis het my las laat verdwyn. Prys die Here, die kruis het my las laat verdwyn. Op weg na die hemelvolheid, dit pla my nie meer, dit druk my nie meer. Die kruis het my las laat verdwyn. Prys die Here, die kruis het my las laat verdwyn. Weg na die hemelvolheid, dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, want die kruis het my las laat verdwyn. Prys die Here, die kruis het my las laat verdwyn. Halleluja, op weg na die lewensfontein. Dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, want die kruis het my las laat verdwyn. Prys die Here, die kruis het my las laat verdwyn. Halleluja, weg na die lewensfontein. O ja, dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, want die kruis het my las laat verdwyn. Prys die Here, die kruis het my las laat verdwyn. O, weg na die hemelfontein. Dit my nie meer, dit druk my nie meer, die kruis het my las laat verdwyn. Halleluja, die kruis het my las laat. Prys die Here, weg na die lewensfontein. Dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, kruis het my las laat verdwyn. Halleluja, 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 dankie Here Jesus, ons prys U. O, halleluja, Vader, ons dankie dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Here Jesus, U het gesê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. Dankie dat ons die voorreg het om by die Vader te kom deur U. En ons eer U dat ons in hierdie dag so saam kan wees. Ons eer U vir U onfeilbare woord. Ons wil baie, baie dankie sê vir al die goedheid en guns wat ons elke dag in ons lewe smaak. Maar Here, ons wil U loof en prys. Soos ons gesing het, in die kruis, ja, sal ons roem vir ewig, en dit is so. O, halleluja, ons dankie, Here, dat ons kan vashou, vasklem aan die ou ruwe kruis. Want ons vind dat daar is nie 'n kruis, U kruis, sonder U nie, en U is nie sonder die kruis nie. Selfs het U aan ons gegee die opdrag, dat ons met ons kruis opneem, en U volg elke dag. En ons eer U dat ons 'n voorreg het, om dit te kan doen. Ja, Here Jesus, sodat ons waarlik U disippels kan wees. Baie dankie, dat ons weet, dat hierdie kruis is nie 'n las nie, want die woord sê, die las is lig. Die juk is sag, en ons eer U, Here Jesus, dat dit is, al dra ons die kruis, dit is sag, en is lig. Here, want U het dit vir ons gedoen. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag, kan sê, soos jou koortjie digter, kom kniel by die kruis, want Jezus ontmoet jou daar. En Here, dit is so waar, en in hierdie dag, dank ons U vir 'n voorreg wat ons het, om te kan kniel by die kruis, want U ontmoet ons daar, want U is daar, halleluja. Verheerlik U naam dan, in hierdie dag, deur ons lewens, en ons vra, Here Jesus, dat ons aan U die lof sal bring, soos nog nooit van tevore. Want waarlik, U het alles vir ons gedoen. Ons het nie nodig gehad om iets te doen nie. Al wat ons nodig het, is om te glo en te lewe die lewe wat U wil hê ons moet lewe, naamlik om die wil van die Vader te doen. Baie, baie dankie, dat U vir ons so wonderbaarlik is. En daarom bid ons in hierdie oomblik ook saam, Here, weer eens vir almal wat siek is, Here, want dit is die woord van die Here, dat ons met elke geleentheid gebruik maak om te bid vir mekaar, te bid vir siekes,
te bid vir sondaars, ja Here Jesus, te bid vir hulle wat gebed nodig het. Daarom dankie Here Jesus dat ons ook kan bid, dat U waarlik in hierdie tye, Here, U volk wat in hierdie land is, reg oor hierdie wêreld, sal inspireer deur die Heilige Gees, sodat hulle sal wandel in die voetspore van geregtigheid, tot verheerliking van U naam. Daarom wil ons ook saam bid, Here Jesus, vir al die gebedsversoeke is almal by U bekend. U het gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal rus gee. Ja, Here, daarom is ons so bly vir elke gebedsversoek, want U gee die rus. Ons kom na U toe, en U gee die rus. Dankie dat U elke gebedsversoek dan hoor en antwoord tot verheerliking van U naam. So wil ons dan saam bid, en dankie sê heel eers vir die reën, wat ons al reeds ontvang het, die reën wat nog val in die Here. Ons bid ook weer saam vir die plekke waar het nog nie gereën het nie, dis alles by U bekend. En die Here, U sal nie by een verbygaan nie. As ons U aanroep, in die dag van benoudheid sal U uitjaag en ons sal U eer. Baie, baie dankie daarvoor, halleluja. Nou bid ons ook vir die woord van die Here, wat so kosbaar is. Here, laat ons ore sal hê om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons vra dat die Heilige Gees ons sal leer en lei in die hele waarheid. En wanneer ons monde oopmaak, Here, laat die woorde wat ons spreek, woorde sal wees, gedrewe deur die Heilige Gees, want die Gees getuig saam met die waarheid van die woord, en ons eer U, dat ons daarin kan lewe. Kom verheerlik U dan in ons midde. Bestryk elke oor met U kosbare bloed, sodat die waarheid alleen sal ingaan van, en Here, dat elkeen sal verstaan, dit wat die woord van die Here sê. Laat ons nie onverstandig sal wees, soos onverstandige dwaase maagde nie, maar verstandig en wys in die naam van Jesus. Ons eer U, dat U U woord dan so seën in elke hart, en ons verheerlik U, omdat ons weet, U maak U woord lewend in ons, sodat ons kan lewe volgens U woord. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. En ons is dankbaar teenoor die Here, dat ons so saam kan wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank die Here, halleluja, ook weer eens, dat ons na sy woord kan luister. Ek is pastoor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705, halleluja. En ons gaan na die woord van die Here kyk in hierdie môre, en ons gaan saam lees. Daar is iets wat ek net in hierdie dag vir u wil noem, en dit is dat ek het al in die 60er jare, ek weet, dit is baie lang terug, nadat die Here my siel gered het, was daar 'n pastoor van Eden, en hy het later bekend gestaan as die singende pastoor van die AGS. Nou, ek het hom daar op Maranatha Parkgronde ontmoet, nadat ons tot bekering gekom het in die AGS kerk, en voordat hy vir my iets vir my gesê het wat die Here vir hom gesê het, en die Here met my gepraat, en die Here het met my gepraat uit Jeremia, die eerste hoofstuk, en dit is waarom my bediening gaan, en ek wil net iets aanhaal uit hierdie hoofstuk uit, wat belangrik is, en pastoor van Eden het dit bevestig vir my, dit is hier, kom ons sê, hier in 1969 daarom, en dan so in 71-72 het Frikkie van Dijk, wat saam met ons op die Spoorweg Christelike Unie gewerk het eendag terwyl ek by pastoor Boet Walker aan huis was, ek het net daar gekom, ek het van agteraf omgestap en hy het hier van vooraf gekom, en toe ons twee mekaar ontmoet, toe sê vir my, die Here sê vir my, vir hom, dat die Here het my geroep vir sy werk, maar en Jeremia 1 is die bevestiging daarvan. 3 keer
eers vir my, toe vir die ander pastore en toe vir die volgende ene. En ek wil net iets uithaal uit hierdie gedeelte wat vir my baie belangrik is in Jeremia 1. En dit was so gewees, ek was verskriklik skaam gewees. Ek kon nie praat en getuig in die kerk, alhoewel ek baie goed gedoen het, maar hulle moes nie vir my gevra om te preek byvoorbeeld nie. En baie teruggetrokke. En wat interessant is dat die versie 6 sê hierdie mooi woorde. Hy sê, toe het ek gesê, ag Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou, om jou uit te red, spreek die Here. En toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Halleluja. En ek wil net dit vandag vir u sê. Dit is van my bekering van 11 jaar oud. Was dit my hele lewe gewees. Naamlik die woord van die Here. En ek dank die Here dat die Here my genade gegee het, dat sy woord in my mond gelê is. Maar ek het nooit geweet wat hierdie gedeelte eintlik beteken nie. En daar is baie dinge wat die Here so vir my gesê het, en uit hierdie gedeelte het baie dinge na vore gekom. Maar een van die Here, van die dinge wat na my gekom het, toe ek die eerste keer Jeremia 1 lees, nadat die Here dit bevestig aan my, eers aan my, het ek het gelees, toe aan die pastoor, toe lees ek het weer, toe aan die volgende prediker, toe lees ek het weer. Halleluja. En ek wil net 'n gedeelte uit die woord van die Here lees. En ek het al daai tyd gesien dat in Jeremia 1 is Suid-Afrika ingesluit. En dit is die woorde wat ek vir u gaan lees in hierdie dag. Hoe Suid-Afrika ingesluit is in Jeremia 1. Hy sê die 13de vers. En die woord van die Here het vir my die tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot wat van die noorde afkyk. Toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land. Maar jy moet kyk wat die Here hier gesê. Halleluja. Hy sê, ek sien 'n kookpot wat van die noorde afkom, en toe ek het lees die derde keer, nadat iemand, die pastoor dit bevestig het, toe ek het weer 'n keer lees, toe ek lees 'n kookpot wat uit die noorde van die noorde af kyk, toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land. En die Here het daardie dag vir my gesê, dit is seker hierso in 1972, wat die Here dit vir my gesê het, dat die kookpot gaan uit die noorde uitkom, en van die noorde af sal die onheil losbreek oor die inwoners van die land. En hier is 'n baie interessante ding, volgende vers, want kyk, ek roep al die geslagte van die koninkryke van die noorde, spreek die Here. En hulle sal kom, luister baie mooi, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die poort van Jerusalem, teen al sy mure rondom, en teen al die stede van Juda. En dit is presies wat gebeur het. Hulle het van die noorde af soos 'n kookpot gekom. En dit is baie interessant, wanneer het in ons land gebeur, dat daar 'n optog is. Dit is soos 'n kookpot,
in hierdie land. En wat nog interessant is dat hulle het hulle koninkryke rondom ons stede gesit. Dit het die Here al in 1972 vir my gesê. Dit sal gebeur, hierdie kookpot uit die noorde uit. En ons is hier. Maar hy gaan verder en hy sê, en ek sal my oordele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid, dat hulle my verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het, en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig. En dit is wat nou met Israel gebeur het. En die enigste behoud vir Suid-Afrika is, hulle moet bly die God aanbid van Abraham, Isak en Jakob. Hulle moet hom dien. Ek weet daar is baie wat hom nie dien nie, maar daar is ook baie wat die Here dien. En dit is hierdie land se behoud. Al het hulle koninkryke rondom ons stede geplaas, is daar vir my in die woord van die Here niks so kosbaar soos wat die Here in hierdie week met my gepraat het nie. En ek wil vandag vir u iets sê wat baie belangrik is. En dit is daar is 'n prediking aan die gang, 'n leerstellings wat verkondig word, wat nie strook met die woord nie. Die eerste iets wat toe ek dit hoor, ek weet dis jare terug wat ek het gehoor het, wat hulle hierdie versie gebruik het in Lukas, en wil ek graag lees. Halleluja. Lukas 22 sê die woord van die Here, ek net hom gou kry. Halleluja. Ek wil hom net gou kry. Is eintlik Lukas 21. Hy sê van die 34ste versie af, maar pas op vir julle self. Ek glo nie dat die Here sal vir iemand iets sê wat nie besig is om te gebeur nie. Ek weet daar is baie vrae in hierdie dae oor, is ons nie al reeds in die verdrukking nie. Waarom moet ons swaar kry? Waarom dit? Waarom dit? Wanneer ons gaan kyk net na Jeremia 1 toe, is dit baie duidelik. Wanneer hulle koninkryke rondom ons stede sit, sal daar onheil wees. Daar sal gevare wees. Daar sal probleme op na vore kom. Dis soos 'n kookpot. Dit kook die hele tyd. Hulle kan nie tot stilstand kom nie. Dit kook nie. Dit kook nie. En ek het nou al 'n paar Sondae gesê, Suid-Afrika moet baie versigtig wees. Hulle moet nie dink dat hulle gaan hierdie goed wat kom ontvlug nie. En hierdie Suid-Afrikaners het iets verskriklik. Hulle sê net, nee, die wegraping gaan plaas wat nie bestaan nie. Daar bestaan nie so iets in God se woord. Hulle kom met valse verwagtinge na die volk van God. Dat hulle sal niks oorkom nie. En dis die prediking, dis ook in Jeremia. In Jeremia 23. En dis nie iets wat die Here nou met my gepraat het, is iets wat saamkom nog al die jare. Want toe die Here vir my praat oor my bediening uiteensit in Jeremia 1, toe het ek hierdie boek Jeremia gestudeer. Nie gestudeer, ek het hom gelees. En soos wat ek gelees het, het die Heilige Gees vir my baie dinge gesê. En dat in hierdie laaste dae sal hulle die volk met valse verwagtinge opgewonde maak, dat hulle sal niks oorkom nie. Ek wil vandag vir u sê, die koninkryke van
die nasies van die noorde is rondom ons stede. En dit sal onheil na vore bring. Gevaar na vore bring. En dit het. En dan kom predikers en dan preek hulle hierdie tipe goed wat nie in God se woord is nie. En dan gebruik hulle hierdie vers. Maar pas op vir julleself, en dit is waar die probleem vandaan kom. Die volk van God pas op nie vir julleself. O nee, daar gaan vir ons 'n ontvlugting wees, voordat al hierdie goed kom. Ek wil vandag vir u dit 1000 maal kan sê, jy gaan nergens heen nie. Moenie glo in 'n wegraping voor die verdrukking nie. Moet dit asseblief nie glo nie. Moenie glo dat jy is nie bereid nie. Ek wil in hierdie dag vir iets sê. In hierdie week, ek het geskrik toe die Here dit vir my sê. Die Here het eintlik vir my vraag gevra. Wie sê my volk is ek? En ek kon dit nie baie mooi verstaan. En hierdie ding wat ons baie lief is om te sê. Wie dink daardie persoon is hy? Kom by my, die Here sê vir my, dis presies wat my volk van my sê. Ek sê, Here, ek het dit nooit gehoor nie. Ek sê, Here, ja. Niemand het nog ooit gesê nie, maar hulle optrede is, wie dink die Here is hy? Want ek en u mag nie uit die woord bestraf word nie. Dan sê die volgende kind van die Here, jy oordeel. Dis nie my woorde nie. Dis nie 'n ander prediker se woorde nie. Dis niemand se woorde nie. Dit is die woord van God. Maar dis presies wat jy dink van God. Omdat jy die bestraffing, vermaaning, terugwys ensovoorts nie aanneem nie, wys presies wat jy dink van God. Want die oomblik sê, wie is jy om my te oordeel? Wie wat sê jy? Nee. Ag, wat is die woord? Wat is die woord? Nee, ek dink niks daarvan nie. Jy gaan my nie oordeel, want ek dink niks daarvan, wat jy vir my uit die woord uit aanhaal nie. En dit sê net een ding, jy dink niks van God nie. Waarom? Want is die woord van God wat met jou spreek. Jy moet nie sonde preek nie, jy moet nie geredrag preek nie, jy moet nie ongeregtigheid aanhaal, jy moet nie dit nie, jy moet nie dat nie. Nee, ons sondes is bedek onder die bloed in die Here, en God kan nie ons sonde raak sien nie. Is jy so dwaas? Dink jy dat die Here God is so blind soos wat jy is? Dis wat jy van die Here dink. Ek wil weer vir jou sê. Jy dink. Jy dink en jy spreek woorde uit wat eintlik sê, wie dink die Here is hy, om dit vir my te kom sê. Want vandag verwerp hulle net die woord. Jy kan die woord van God aanhaal, skrif vir skrif van Genesis. Nou, hulle verwerp dit net, want hulle glo net dit waarin hulle glo. Ek weet, wat is die woord? En dan sê baie ook, jy moet nie alles glo wat in die woord sê nie. Is dit wat jy dink van God? Ja, maar as sekere skrifte wat hulle self weerspreek, is dit wat jy dink van die Here God?
Jy kan net so wel sê, wie dink die Here is hy, of vir my te kom sê. En dis waarom ek by die woord bly. Want ek is veilig as ek by die woord bly, om vir jou die woord van die Here te verkondig. As jy wil sê, wie dink die Here is hy, om so met my te praat, en wie is hierdie prediker, om vir my te kom sê wat ek moet doen, terwyl hy die woord van die Here aanhaal. Dis nie wat jy dink van die prediker nie, dis wat jy dink van God. Want dis sy woord. En hy gaan verder hierdie woorde, en hy sê in Lukas 34, pas op vir julle self. Die Here sê op een plek, dink jy dat ek is soos jy? Dink jy ek is soos jy? Halleluja. Pastoor, ek het dit nog nooit gelees nie. Ek wil dit vir jou lees. Hy sê hierso in Lukas, hy sê pas op vir julle self. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê 22. Kom ons sê Psalm 50 vanaf vers 19. Hy sê, jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van die moeder beskimp jy. Hy sê, hierdie ding het jy gedoen. Daar's nog baie dinge wat ons doen, wat vandag goed gekeer word. Hy sê, hierdie ding het jy gedoen, en sou ek swyg. Jy dink, ek is net soos jy. Wie dink die Here is hy? Ek gaan jou straf, en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o God vergeter. As jy deur die woord bestraf word, en jy sê, wie is jy om my te oordeel, en jy kan my ook nie vermaan nie, want jy sê, sta daartoe nie, dan het jy 'n God vergeter geraak, en jy dink, wie dink die Here is hy? Sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Halleluja. Ek wil dit weer sê. Moenie, halleluja. Hy sê die 17de vers, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. Terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. En weet jy wat? Hierdie mense wat glo in 'n wegraping, ons is die bruid, hulle werp God se woorde agter hulle. Hulle het niks daarmee te doen as jy hulle waarsku nie, want dit, soos wat hulle dit glo, so is dit reg. Dan gaan hy verder hierso in Lukas en hy sê die mooi woorde. Maar pas op vir julle self dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery. Die Bybel sê dit sal wees soos in die dae Noag, hulle sal eet en drink en sal vrolik wees. Swelgery, eet. Dan dronkenskap en die sorge van die lewe. Kom ons wees eerlik. Vandag gaan die kerk net oor die sorge van die lewe. Daar moet geëet word, daar moet gedrink word, en ek wil vir u sê, as ons kyk na al die dinge wat gebeur, vandag in die kerk, dis Moedersdag, dis Vadersdag, dis weet jy wat alles is die grootste verering van mense wat jy ooit gesien. En dit word geëet, dis swelgery, dis dronkenskap, hulle drink, en dan die sorge van die lewe. Hy sê, en die dag julle nie miskien sal oorval, waar die dag van die wederkoms.
Want soos 'n stryk sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Waak en bid altyd deur, sodat julle waardig geag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te kan staan. En hierdie is vir my die wonderlikste skrif in die woord. Moenie dink dat jy gaan ontvlug hierdie dinge, omdat daar 'n wegraping gaan wees nie. Reg deur die woord van die Ou Testament af, was daar nooit 'n ontvlugting gewees nie. Dit wat hy in Openbaring sê, en ek wil dit graag vir u lees, die 3de hoofstuk van Openbaring, en dan gaan ek verduidelik wat hier aangaan. Openbaring 3, hy sê hierdie mooi woorde, die van die 10de vers af. Hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Sal ek jou ook bewaar in die uur. Waar? In die uur. En hier is 'n baie interessante ding. Daar's 2 dinge wat gebeur. Eintlik 3 dinge. Daar's 'n hele paar in die Ou Testament. Die heel eerste, kom ons gaan na Noag. Het Noag hulle die sonvloed ontvlug? Het hulle die sonvloed ontvlug? Ja. En om te ontvlug is nie om weg te neem. As rowers op jou aanval en jy kan wegkom, dan het jy ontvlug. Iemand het nie gekom en jy nou ewe skielik weggeneem en nou ontvlug jy nie. Daar bestaan nie so iets nie. Wanneer jy in 'n motorongeluk beland en jou kar is afgeskryf, dan hoor die mense sê, hierdie man het die dood ontvlug. Hoe kan hy lewe? Waar het hy die dood ontvlug? Deurdat hy weggeneem is? Nee. Hier, op aarde, in 'n ongeluk, het hy die dood ontvlug. Nou gaan ek net terug na Noag. Noag het die sonvloed ontvlug deur die ark wat hy gebou het. Wie die ark gebou? Noag. Sodat hy in die ark die sonvloed kan ontvlug. Nou gaan ons verder. En dan kom ons by die 3 Hebreëse seuns. Het hulle die vuuroond ontvlug? Nee. Hulle is in die vuuroond gegooi wat op hierdie aarde is. En hulle het binne in die vuuroond die vuuroond ontvlug. Want wie was by hulle in die oond? Die Seun van God. En omdat hy daar was, het hulle dit ontvlug. Daar is Lot en sy vrou met sy 2 dogters. Hulle het die vuur, swaal, die haal, alles het hulle ontvlug deur weg te vlug. En hulle was nog steeds op hierdie aarde. En ek en u sal alles wat nou besig is om plaas te vind, en dit wat in die groot verdrukking gaan plaasvind, ons sal dit ontvlug. Waarom? En hoe? As jy in Christus is, en Christus is in jou, dan is dit net so goed. Jy word in 'n vuuroond gegooi, en binne in die vuuroond verstaan jy voor die Seun van God. Met Christus in my, en ek in Christus, sal ek die 7 jaar van verdrukking onder die oordeele van God, die oordeele van God ontvlug.
want ek staan voor die Seun van die mens. Halleluja. Gaan nie eendag voor hom staan nie. Ek staan nou alreeds voor hom. Halleluja. Hy is die voorloper in alles. En ek moet hom volg, so hy is voor my. Prys die Here. En al hierdie dinge wat gebeur het in die Ou Testament, dis soos Dawid. Halleluja. Dawid het ontvlug. Saul wil hom doodmaak, maar Dawid het ontvlug. Die Here het hom nie weggevat. Toe Goliat na vore kom, die Here het nie besluit, nee, dit gaan nie werk vir die volk Israel nie, kom maar vat ek hulle gou weg. Nou dat onheil en gevare ons bedreig, nou wil ons weggevat word, ons gaan nie. Nee. Wanneer ek na 1972 kyk, wat ek hierdie Jeremia 1 gelees het, en die Here het gepraat het oor hierdie kookpot uit die noorde uit. Toe was daar nog nie 'n ontvlugting soos nou nie, 'n wegraping nie. Dit het eers later gekom. En hierdie ding is baie interessant. Dat ons is in dit wat die woord sê, Suid-Afrika, in dit. Ons is omring met die koninkryke rondom ons. En ek en nie. Daar's mense wat seer gemaak word, doodgemaak word en dis vreeslik, maar ons ontvlugting is in Christus. Hoeveel mense getuig daarvan? Dat hulle moes aangeval geword het, hulle moes seer gekry het, en die Here het hulle beskerm. Waarom? Want ons ontvlugting is in Christus, halleluja, want ek is in hom en hy is in my. Ek het nie nodig om weg te hardloop nie, van die oordeele van die Here af nie. Waar was Israel? Toe die 10 plae gekom het, en die Here Israel weggevat? Nee, die Israeliet het afgestap na die Nyl, wat bloed geword, en dan skep hy vir hom water daar, dan word daai bloedwater die volgende oomblik suiwer skoon water. Want die oordeel, die plaag, is nie op Israel nie, dis op die Egiptenare. Die Israeliet, toe dit duisternis was in Egipte, hy het in hierdie duisternis gestap en het gesien waarheen hy gaan. Waarom? Want dit was nie oor Israel gewees nie. Die oordeele, hierdie plaag was nie oor Israel gewees nie. Dit was oor Egipte gewees. Ek wil dit so ver gaan en sê, toe hulle daar stap met die paras en die vliee en weet jy wat alles nie. Soos wat hulle stap, gepad die klomp paras of die vliee ensovoorts. Hulle het in die duisternis geloop. Want daar was lig in Israel. En wie is die lig in Israel, sê die woord? Ek meen, hy sê dit met die 10 plae. Daar was lig in Israel gewees, toe dit duisternis was. Wat was die lig? 'n lampie wat nie, die lig was Jesus. En daai Israeliet kon in daai duisternis instap. Want daar was lig vir hom gewees. Dis soos wanneer 'n Israeliet en die Egiptenaar langs mekaar by die Efrat gaan water skep, by die Nylrivier gaan water skep. As daar die Egiptenaar sy beker indruk, en dan is dit bloed. En as die Israeliet sy beker indruk, tel hom op, dan is dit water. En as hulle wil ruil, soos wat hulle ruil, so word die water bloed en bloedwater, so gaan het. Want die oordeel was nie op die Israeliete nie. En hierdie ding wat hulle praat van die oordeele van God in die laaste 7 jaar, die 7 jaar van verdrukking onder die antichrist regering. Ek wil vandag vir u sê, dis die grootste klomp leuns wat bestaan. Dink jy
dat die Here wil nie sy mag en almag in ons openbaar. Dink jy die Here wil ons net wegvat, want ons is 'n klomp sissies? Nee, dit wat hy in Openbaring sê, ek sê jou bewaar in die uur van beproewing. Dit meen, in die groot verdrukking sal ek jou bewaar. En het dit gebeur? Ja. Openbaring 7. Van die martelare onder die troon, van uit elke stam, volk, nasie en taal, wat hulle klere wit gewas het deur die bloed van die lam, en rein gemaak het, halleluja. Hulle was daar binne-in gewees, en hulle sal daar wees. En daar sal die Here hulle bewaar. Want in die Ou Testament by Noag was dit die ark van behouenis. Dis waarin Noag hulle was, die ark van behouenis. Ons in Christus. Jesus is die ark van ons behoudenis. Gees, siel en liggaam. Waarom wil ek wegvlug? Waarom wil ek weggeraap word? Ek het nie nodig nie. Ek weet wie my God is. Ek weet waartoe hy in staat is. Ek weet, hy sal my binne in die vuuroond, daar sal hy my laat ontvlug. In so 'n mate, dat die reuk van die vuurneus aan my klere sal kleef. Nou bang is vir 'n antichrist, vir 'n valse profeet, vir 'n merk wat vir 'n beeld wat hy gemaak, vir 'n merk wat geneem. Nou vrees ons met dit. En daar's een ding wat ek nooit mooi kon verstaan, Here. Hoekom sê u, dit sal wees soos in die dae, nie net van Noag nie, maar dit sal ook wees soos in die dae van Lot, Sodom en Gomorra. En toe praat die Here met my iets wat vir my baie wonderlik is, en ek wil u vra, neem dit ter harte wat jy vanmôre hoor. As ons gaan kyk, dan sien ons dat die woord van die Here praat met manne wat uit groot gevare gekom het. En omdat hulle God geglo het, ten spyte van al die teestand, ten spyte van al die probleme, ten spyte van al die aanslae op hulle lewe, ten spyte van dit alles, het hulle God geken, en hulle het hom geglo. Halleluja. Die woord van die Here sê, en hier is die groot verskil. Moenie dink, dat omdat ek in Christus en jy in Christus, dat ons gaan die verdrukking kry, vervolging kry, marteling kry. Daar's hoeveel mense in ons land, oor die wêreld, hulle sê tot 17 mense op 'n dag word vervolg, as gevolg van hulle belydenis, en dat hulle Jesus Christus ken, en hom kies bo alles. Ons sit hier in Suid-Afrika, ons eet ons dik, en dan verwag ons, dat die Here moet ons kom wegneem, hoor nie. Hierdie klomp predikers wat dit verkondig, is 'n klomp leenaars. Maar wat sê die woord, en ek wil dit graag lees, Hebreërs 11 vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was. En ek het die afgelope tyd, Sondagoggend, by die gepraat oor dit. Ek moet die woord glo,
in waarheid. Ek moet God glo. En dan sal dit vir my tot geregtigheid gereken word. En daardeur sal ek geregverdig word, geheilig word, gereinig word. En dan is ek regverdig. Hierdie manne het nie dit wat ons in die Nuwe Testament gehad, maar deurdat hulle God geglo, die waarheid, die woorde van God, is dit hulle tot geregtigheid gereken. Hulle is geregverdig, hulle is geheilig, hulle is gereinig, en hulle is regverdiges. En daarom het selfs Abel 'n getuienis ontvang dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuies gegee het. En deur die geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Halleluja. Selfs al het hy gesterwe, spreek Abel wat regverdig was, spreek hy nog steeds. Hy sê, Genesis 5 vers 24, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Ek wil nou vandag vir iets sê. Ek dink nie, daar is een van ons op hierdie aarde vandag, wat wandel met God soos wat Noag gewandel het. Henog gewandel het. Ja, maar ons het die bloed. Ja, maar ons is gered. Ja, maar ons is die kinders van die Here. Ja, maar ons is nou die bruid. Ja, maar ons is dit. Ek gee nie om wat jy is nie. Waarom wandel ek en jy nie soos Henog, dat God my wegneem nie? Nie almal wegneem nie, vir my wegneem, lewendig nie. As dit daar gebeur het in die Ou Testament, hoe kon het met ons nie? Weet jy waarom? Maar die Here Jesus het gebid en gesê, Vader, ek bid nie dat hy julle uit hierdie wêreld wegneem. Al wandel hy hoe met my, al wandel hy met God, al is hy hoe geregverdig. Ek wil nie hê dat ek bid, dat u julle nie uit die wêreld wegneem nie. En ek wil vandag vir jou sê, nie een van ons sal lewend weggeneem word nie. Nie een nie. Dan sê die 11de hoofstuk van Hebreërs 5, die 5de vers. Deur geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Halleluja. En ek wil vandag vir u sê, wys my die kerkwêreld wat in hierdie dag God behaag. Wys daai kerk vir my. Wys vir my die kinders van God wat in hierdie dag God behaag. Wys het. Hierdie predikers wat preek oor 'n wegraping, ons is die bruid in 'n huwelik in die hemel, en die regterstoel in die hemel, hulle behaag God nie, want hulle spreek teen God se volmaakte wil en woord. Maar jy bly dit glo. Bybel sê, hy wat na God gaan, moet glo dat hy is. Jy moet sy woord glo ten volle. En sy woord het dit baie duidelik vir ons gesê, dat ons sal nie weggeneem word nie. Ek wil nou vandag vir jou sê, al sal hierdie hemel en hierdie aarde verbrand en verbygaan en geskit word, ensovoorts, dit wat die Here Jesus gebid het, Vader, ek bid nie dat hy julle uit die wêreld wegneem nie, dit sal nooit verbygaan nie. Jy en ek sal hier bly, totdat alles volbring is. Dink jy die Vader gaan sy seun se gebed omverwerp terwille van jou teorie, vuil en rein, onrein besigheid waarmee jy besig is?
En omdat jy die woord van God nie glo nie, omdat jy hierdie woorde van die Here Jesus nie glo, Vader, ek vra nie dat jy uit die wêreld moet wegneem nie, omdat jy dit nie glo nie, maar anders glo, kan jy God nie behaag nie. En as jy God nie kan behaag nie, sal dit jou nie tot geregtigheid gereken word nie, maar tot onreg waarmee jy besig is. Hulle aanvaar nie eers die woorde wat die Here gesê het. Lukas, Matteus en Markus, dat hierdie geslag, hulle wat waardig is om deel te wees van die opstanding, hierdie geslag, hierdie kinders van God, kinders van die opstanding, hulle sal nie trou in die huwelik uitgegee word nie. En julle sê, dit sal Here weet. Wie dink God is hy? Om vir my te kom sê, dit sal nie so wees. Wie dink hy is hy? Wie dink die Here Jesus is hy? En ek wil vandag vir julle sê, daar's net een mag wat ons gekry het as mens. En daardie mag is dit. Halleluja. En ek gaan dit vir julle lees. Ons het net een mag ontvang. En dit is in Johannes 1 vers 12. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Daar is nêrens, hoor wat ek vandag vir u sê, nêrens in God se heilige woord, een oomblik gesê, dat aan ons is mag gegee om die bruid van Christus te wees. Kry net vir my daai vers asseblief. Luister baie mooi vandag. Die Here Jesus het nooit so 'n mag aan ons gegee nie. En hy sal ook nie. Want ons kan dit nie wees nie. Maar almal wat hom aangeneem het, hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Glo jy in die Here Jesus? Glo jy in sy naam? Hy het vir jou mag gegee om sy kind te word, nie om sy bruid. Hy was nie by magte om dit te doen, want daardie mag is deur die Vader bepaal. En die Vader het dit aan Johannes getoon, wie die bruid en die vrou van die lam is, terwyl hy in die hemel was. Halleluja. Halleluja. En ek wil vir jou sê, jy kan op jou kop staan so tollig in die rond te draai. Jy net mag gekry om kind van God te word. En dis al. Dis al. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Halleluja. Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. Genesis 6 vers 9. En die geskiedenis van Noag, hierdie is mooi. Dit is Abel, dis Henog, dis Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Halleluja. Halleluja. Met wie het hy gewandel? Met God. Halleluja. Hebreërs 11 vers 7, deur geloof het Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie. Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het
en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Noag bou 120 jaar. Ek het in my lewe dit gesien, dat veral mense wat lief is vir ou motors, hoe hulle 20, 30 jaar restaurasiewerk doen, op hulle tyd. Want weet jy wat? Hulle sien dit wat hierdie motor kan wees. En hulle werk daaraan, jaar na jaar na jaar, want hulle weet wat die uitproduk gaan wees. En dis al waarvoor hulle lewe is vir. En Noag het die ark gebou. Jaar na jaar, want hy het geweet wat die eindproduk gaan wees. Halleluja, en daarom het Noag, soos die woord van die Here sê, hy was 'n regverdige, opregte man onder sy tyd, opregtheid teenoor die Here. Opregtheid teenoor wat? Teenoor die woorde van die Here. Noag het die een oomblik al getref, ag, Here, maar waarom kan U my nie net sommer wegvat nie? Hy het geweet die ark is sy enigste wil. En ek wil vandag vir jou sê, Christus is ons enigste bou in al die onheil en oordele wat op hierdie aarde gaan kom. Christus is ons enigste bou. Hy gaan ons nie kom wegvat nie. Nou sê die woord van die Here, en hierdie was vir my natuurlik baie mooi. As daar 'n man was, dan is dit Abraham. Die Here vir Sodom en Gomorra tot niet wil maak, toe verskyn die Here God met Abraham. En hy sê vir Abraham wat hy gaan doen. Halleluja. En Abraham se bloed, nie net sy woorde nie, sy bloed roep uit. Kan u nie Sodom Gomorra spaar nie, as daar net 50, luister mooi, 50 regverdiges. Sê die Here vir ons daar 50 is goed. Dan sal ek hulle nie verloos. Na 10, nee. En net 5 ontvlug, net 4. Van die wat ontvlug het, die waar Lot se vrou nog gesit die jare. Ons ontvlugting lê nie om weggeneem te word, maar dit lê in op hierdie aarde. Want in Christus kan ons baie goed ontvlug. Want hy alleen is in staat om ons te laat ontvlug, die besmetting van hierdie wêreld. Besmetting, swelgery, dronkenskap, sorge van die hoerery, al hierdie besmettinge van hierdie wêreld. Petrus sê dit, hy sê, julle het die besmettinge van hierdie wêreld ontvlug. Die Here sê, vlug weg. Ja. Die Here sê, pas op dat julle nie in hierdie goed betrap word nie, want die tyd is hier. Ontvlug. Waar? In my. In Christus moet ek wees, Christus in my, dan kan daar vir my baie ontvlugting wees, sover die besmetting van die wêreld af. En halleluja, en as jy deur die Ou Testament gaan kyk, en selfs in die Nuwe Testament, nog oral in die Ou Testament wat hy praat van wegraap. Spesifiek, wat hulle haal was nou, wegraping en wegraap uit die Ou Testament. En gaan kyk, dis halleluja. Noag met sy huisgesin is die enigste mense wat nie weggeraap is. Jy weet nie waarom. Want hulle het nie gesterf nie. Maar al die ander, die woord sê, God, hierdie klomp goddelooses, nee,
Hulle is weggevoer. Hulle is weggeraap. Waarom? Want die wegvoer en die wegraap gaan oor die siel wat weggeneem word. Gaan nie oor die liggaam nie. Gaan lees die woord van die Here. Oor die regverdige, niemand let op as die regverdige weggeraap word nie. Ek wil vandag vir jou sê, wys in die Ou Testament vir my, wanneer 'n profeet gedood is, gemartel is, en hy sterwe, dat die mense omgee. Niemand merk dit nie, hy moet net dood. Maar as hy sterwe, dan ruk die Here sy siel weg. Na sy ewige huis toe. Gaan lees God se woord, en ek wil vir jou vandag iets sê. Die Here gaan geen lewende iemand wat nog lewe in hierdie ou vlees wegruk nie. Ja, maar ons sal verander. Ja, wanneer? Met die wederkoms na die verdrukking. Halleluja. Maar ek wil net verder gaan. En die woord van die Here sê, Abraham sê vir die Here dit, en jy moet nou oplet wat Abraham bid. Nie almal, hy sê nie almal is die geslag van Abraham wat uit Abraham is. Wanneer? Dit is ons wat in Christus kom, ons wat weergebore is deur die bloed en die water ensovoorts, die Heilige Gees deelagtig geword. Ons is kinders van Abraham. Dit sê God se woord. Deur die geloof. As jy God kan glo soos Abraham dit geglo het, God geglo het, dan word jy deel van die geslag van Abraham. Want dis die geslag nie uit werke nie, maar uit die geloof. En Abraham bid dit. Hy vra dit vir Here. Genesis 18 vers 23. En Abraham het nader gekom en gesê, halleluja, jy moet baie mooi luister nou. Want toe ek hierdie skrifte lees, toe heilig voor die Here, toe sê ek, my God, wat dink ons werklik van U? As daar met ons iets gebeur, dan wil ons die Here blameer. Hoekom het die Here dit toegelaat? God laat niks toe. Hy het in sy woord gespreek, dat die duiwel is 'n mensemoordenaar, 'n verwoester, hy's 'n slagter, hy's 'n dief. En hy doen aanslae op ons lewens. Jy weet nie wat, die Here is nie bekommerd oor hierdie ou vlees nie. Hy sorg dat daar vir jou kos is en klere is ensovoorts. Want hierdie ou vlees is maar net 'n dop waarin die siel bly. En dit is waarvoor die Here omgee is vir jou siel. Ons gee dit op vir ons vleeslike lewe vandag. Laat dit net met ons goed kan gaan. Die Here stel nie daarin belang nie. Al hy dan vir ons sorg. Hy stel net belang in jou siel. En hy weet as die liggaam sterf, dan word die siel weggeruk om by hom te wees. En Abraham sê, sal u ook, jy moet baie mooi luister, hy praat met die regverdiges, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring. Dink jy dat in die groot verdrukking onder die oordele van God aan die onheil op die aarde kom, alles gebeur, dat die Here gaan jou saam met die goddeloses laat ombring? Oh nee, 1000 maal. Hy sê verder, in die Hebreërs, hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion, 12 vers 22, en luister nou baie mooi. Kom ons lees hier Genesis 18 vers 25. Abraham sê vir die Here, laat dit ver van u wees om so iets te doen. En Abraham sê vir die Here, as daar net 10 of gaan u die regverdige saam met die goddelose ombring? En Abraham sê, laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse
van die ganse aarde geen reg toe nie. Kom maar sê ek nou vir julle. In die groot verdrukking, die oordeele kan hoe woed. As daar die haalstene val, ek sal tussen dit deurloop en dit een haalsteen sal my tref nie. Weet jy waarom? Want die Here sal my as 'n regverdige nie ombring saam met die goddelose. Hy sê in die woord, halleluja. Hy sê in Hebreërs 12, ek is nou klaar, hy sê, ons het gekom, die 23ste vers, by die feestelike vergadering, die gemeente van die eerstgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van almal. Abraham sê, sal die regter van die ganse aarde geen reg toe nie. Dink jy dat die Here in die groot verdrukking geen reg aan jou sal doen? Dink jy dit is wie die Here is? Hy gaan geen reg aan jou doen. Jy vrees die oordeele en hulle preek dit vir julle, sodat julle net moet bly glo, daar gaan 'n wegraping wees en julle is die bruid. Terwyl hulle die rykdomme van Christus van jou beroof met 'n vrees. Ek het dit alreeds gesê, ons sal as oorwinnaars, meer as oorwinnaars, in die groot verdrukking gaan, om te oorwin, en ons sal oorwin, want waarom? Die regter van die ganse aarde sal reg aan ons verskaf binne in die groot verdrukking. Dis waarom hy sê, omdat jy die woord van my, dis die geheim, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar in die uur van beproeving. Dit meen, ek sal aan jou reg verskaf. Jy sal nie saam met die onregverdige, ongoddelose, jy sal nie saam met hulle omgebring word nie. Halleluja. Dis waarom hy sê in Hebreërs 12 vers 25 is die laaste vers. Pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het, wat hom afgewys het, toe hy op die aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel meer ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemel spreek. En die Here Jesus spreek nou uit die hemel. Deur wie? Deur die Heilige Gees wat ons leer en lei. Al die waarheid en ons herinner aan al die woorde wat die Here Jesus spreek. En dit is die woorde van die Heilige Gees, wat die woorde van die Here Jesus is. Die regter van die ganse aarde sal aan jou as die regverdige reg verskaf in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom. En daardie uur, weet ons, is die groot verdrukking onder die regering van die Antichrist. Ek vrees hom. Ek vrees hom. Ek vrees nie die groot verdrukking nie. Want ek het 'n God wat aan my reg sal verskaf. Hy gaan my nie, onder sy oordeele, gaan hy my nie saam met die goddelose ombring nie. Dis waarom hy op 'n plek sê, in Openbaring, hy sê vir hulle, gaan merk hulle op die voorhoof. Hulle wat die Here se is. Waarom? Want die Here gaan aan ons reg verskaf in die groot verdrukking. Ons sal nie saam met die goddelose omkom onder die oordeele van God. Dis die God wat ek aanbid. Suid-Afrika, hulle het hulle trone rondom ons stede gesit. Daar's net een wat aan ons reg kan verskaf. En dis die Here God. Hoe hy dit doen, maak nie saak nie. Maar ek wil sê, Suid-Afrika sê, julle beter julle bekeer tot die Here. En julle het ontslae raak van al hierdie leuns wat julle glo uit God se woord uit. Want as jy die woord van die Here nie bewaar nie, gaan die Here God jou ook nie bewaar nie. Die onheil is op ons. Hulle is rondom ons stede. Dis net die Here. En die Here Jesus het gesê, Vader, moet hulle nie wegneem in die wêreld. Bewaar hulle van die bose. En dis wat God die Vader kan doen. Hy kan ons van die bose bewaar, deurdat hy reg aan ons verskaf. As ons sy woord bewaar, soos wat hy dit sê. Vader,
Dankie dat ons in Jesus naam aan U die lof kan bring. Want ons weet, U sal aan ons reg verskaf in hierdie tyd. Laat ons net by U woord bly. By die waarheid. En laat ons van al hierdie theorieë en leuns ontslae raak. Want o Here, ons sal hier bly solank as wat ons lewe. En ons nageslagte sal hier bly. En as hulle omkom en in U sterwe sal hulle veilig wees. Maar Here, selfs na hulle sal daar geen wegneming voor die tyd wees. U het die Vader gevra, bewaar hulle van die bose. En die Vader sal dit doen. Dankie, Here, want ons weet, dit is nie meer ver nie. Dan sal die groot verdrukking aanbreek. En dis al hoop wat ons het, is dat die Vader ons sal bewaar van die bose. En hy sal dit doen as ons sy woord, sy seun, sy woorde bewaar. Baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.